Toets die skrif deel 4, seënaanbidding vervolg. Was die seën verhef en verhoog? Ons het in deel 3 gesien hoe valse profete vinnig is om sekere gebruike af te water deur bloot te sê dit is heidens. Maar die feit dat 'n gebruik ook onder die heidense volke voorkom, maak dit nie van self heidens nie. Die heidene het immers die vleeslike besnydenis toegepas, huwelikspryse betaal, aan die gode geoffer, tempels gehad en priesters aangestel. Hulle bid en hulle vas ook. Hulle doop ook en word deur water gereinig. Nou wil ons die gebruike in die skrif verwerp omdat hulle dit ook toepas. Onthou, die vyand skep niks nie. Hy kopie van die waarheid af en hy verdraai die waarheid dat ons as gelowiges maklik mislei word. Hy kom met 90% waarheid en 10% leuen, want die leuen moet so na aan die waarheid wees vir ons om maklik in die leuen te kan glo. Dus in deel 3 het ek uitgewys hoe die valse profete die kaart van dis heidense gebruik speel sodat ons dit wat die heidene toepas te verwerp. Maar gaan ons al die bogenoemde goed wat hulle doen nou ook verwerp? Dan kan ons maar die hele geloof weggooi. En dis wat die vyand wil doen. Hy kry dit al so goed reg dat mense Yeshua se goddelikheid verwerp, Paulus verwerp en dan ook die Nuwe Testament verwerp en daarna die hele Ou Testament. Ek het dit nou al baie gesien deur al die jare wat ek in die waarheid is, hoe mense gekom en gegaan het, wat nou ondersoek instel, wat so graag die pad van die waarheid wil stap, maar as hulle sien die heidene doen dit ook, dan verwerp hulle dit. Maar ons besef nie die oorsprong van waar die vyand dit kopie nie. En so het ek hier reeds in deel 3 uitgewys hoe die seun sy ontstaan gekry het, hoe die Vader die seun, Yeshua, die lig, al van die begin af, voor die aarde geskape was, verhef en verhoog het, 'n manier van seënaanbidding reeds, en hoe die Vader alles aan Yeshua gegee het. Maar Yeshua, of die evangelie van Yeshua is bedek, en soos Paulus hier sê, is dit bedek vir die wat verlore moet gaan, omdat hulle Jahwe se woord vervals, want die misleiers van die wêreld verblind hierdie mense, om te sê, Yeshua is nie in die beeld van die Vader nie. Hy is in ons beeld, hy is maar net 'n mens. Dus sal Yeshua se lig nie in hulle skyn nie, sodat hulle nie die heerlikheid van Elohim nie kan sien nie. En hierdie lig van hom sal hulle nie in die doderyk verlig nie. Vandag gaan ons nou nog voorbeelde gee van hoe die seun verhef was in die Ou Testament en apokriewe boeke en hoe hy verborge was vir ons, dat ons hom nie eens van die begin af gesien het nie. In Daniël 7 sien ons hoe die seun van die mens voor, let wel, die oue van die dae staan. Dit wil sê die Vader. Nou interessant, dat as Yeshua nou net 'n mens was, word hy nie verteer omdat hy in die Vader se teenwoordigheid was en hom gesien het nie. En kyk hier, kry hy die koningskap, die eer en die heerlikheid, en let wel, sy koninkryk is vir ewig en sal nie vernietig word nie. As Hebreërs 13 vers 8 sê dat Yeshua gister en vandag dieselfde is tot in ewigheid, en ons het in deel 3 van die reeks gesien dat Yeshua al daar was van die begin en die Vader het hom die lig al voor die aarde geskape het. Soos in die Openbaring van Enoch 11 bo sy troon ook verhef het en reeds daar die koningskap gegee het, heers hy al van gister, dit wil sê voordat die aarde geskape was. En het Yeshua nie die eer eers in Daniël se tyd gekry nie. Henoch was nog jare voor die sondvloed, lank voor Daniël in die hemele opgeneem, en hy het gesien in 'n visioen hoe die Vader die seun die lig verhef het en as koning oor alles aangestel het, voor die aarde geskape was. En Henoch beskryf ook Daniël se visioen in Henoch 46. Om Openbaring van Henoch 11 te bevestig oor hoe Yeshua die lig uitermate verhoog was, sien ons bevestig Jesaja 52 dit ook en sê dat hierdie knegt Yeshua, wat sy voorkoms misvormd was as gevolg van sy foltering, sy mishandeling wat hy gehad het, was hy verhef en baie hoog was. En die wat dalk dink dit is nie Yeshua nie, sien ons in hoofstuk 53 wat let wel hierdie verhefte en verhoogde Elohim deurboor vir ons oortredinge, deur sy wonde het daar genesing gekom. En dit is presies wat Yeshua kom doen het. En dan sê mense Yeshua het nie gesterf vir ons sondes nie, maar Jesaja 53 bevestig dit. Maar hoekom sê ek dat Yeshua die verhefte en die verhoogde Elohim is? Soos ek in deel 1 uitgewys het, kan nie enige mens se siel loskoop uit die mag van die doderyk nie. Dit wil sê geen mens kan gedood word vir 'n ander se sondes nie. Al wie dit kan doen volgens Psalm 49 vers 16 is Elohim. Dit wil sê Yeshua. Hy sal die volk loskoop. Hy self met sy eie bloed. Nou om na nog gedeeltes te kyk van Yeshua se goddelikheid en verhoogde amp, sien ons hier in Henoch 46 vers 1, staan Yeshua voor die oue van dae en Yeshua se gesig is gevul met medelee.
Yeshua se karaktereienskap is, hy's genadig en hy's barmhartig. En let wel, die oue vandag, sy hare is so wit soos wol. Nou Paulus sê Yeshua was in die gestalte van Elohim en het dit geen roof geag om aan die Vader gelyk te wees nie. Soos ons in die Openbaring van Enoch 11 gesien het, was die lig nog hoër as die Vader se troon geplaas. Dit wil sê Yeshua was uitermate verhoog, maar hy het hom nie hoër geag as die Vader nie en sê die Vader is groter as hy. Nou was Yeshua werklik in die gestalte van die Vader? Waar kom Paulus daaraan? Nou hier beskryf hulle die oue vandag, wie se hare wit is soos wol. In Daniël 7 is 'n meer breedvoerige beskrywing van die oue vandag. Sy kleed was so wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was 4 vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. Dis is nie die beskrywing van die oue vandag. Nou, as dit waar is wat Paulus sê, Yeshua was aan die Vader gelyk en het dieselfde gestalte en heerlikheid as die Vader gehad, hoe lyk Yeshua dan? Nou hier in Openbaring van Enoch 11, vanaf vers 10, dan sien ons hoe lig uit lig gebore word, en daar het 'n groot tydperk verskyn. Groot tydperk is gelyk aan Yeshua se ewige lewe. Maar as lig uit lig gebore is dit gelyk aan dieselfde afdruksel van mekaar. Amper soos 'n tweeling of soos 'n pa en 'n seun wat dieselfde lyk. Nou kyk hier in Openbaring 1. Yeshua se hoof en hare is wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam en sy voete soos blinkkoper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. Sy aangesig is soos die son. Die oue vandag se heerlikheid is ook so helder. Lig het uit lig uit gekom. Yeshua het uit die Vader gegaan en Johannes val soos 'n dooie voor Yeshua. Nie voor die oue vandag nie, maar voor Yeshua. En Yeshua sê, ek was dood en ek leef tot in alle ewigheid. En het die sleutels van die doderyk en van die dood. Dus behoort die lewe en die oordeel aan hom, Yeshua. Hy kies wie lewe en wie gaan ewig in die poel van vuur gewerp word. En so sien ons dieselfde beskrywing van die wese wat aan Daniël verskyn het in Daniël 10. Nou ek weet nie hoe hierdie goddelose mense Yeshua bloot as 'n mens kan sien nie. Dit gaan my verstand te bowe. Beide Johannes en Daniël was so oorweldig en bevrees toe hulle hom sien, dat hulle krag hulle verlaat het. Hulle gelaat verander het en hulle het soos dooies voor sy voete neergeval. Julle knie gaan so hard in die grond klap as Yeshua gaan verskyn, want so waar soos Yeshua sê, sal elke knie voor hom buig. Soos hier in Enoch 46, sal hy hierdie groot en magtige koning se mag verbreek. En hulle sal met skaamte gevul word. Die doderyk sal hulle woning wees en wurms sal hulle verteer, omdat hulle hom nie erken en verhoog en wou dien nie. En jy wat nie eers 'n koning of 'n verhewe in amp is nie, en Yeshua aanken, wat gaan van jou word? Nou kom ons kyk of ons nou die seënaanbidding hierin kan sien. En let wel, dit is nie 'n katolieke boek wat in die Bybel is nie, dit is 'n buitebybelse boek wat deur hulle, die katolieke, uit die skrif gehaal was. Enoch 48 vers 4, hy, dit wil sê Yeshua, sal 'n staf, dit wil sê 'n herder wees, vir die regverdiges, waaraan hulle hul kan anker, sodat hulle nie val nie. En hy sal 'n lig, Yeshua is die lig, vir die nasies wees. En Jesaja 42 vers 6 bevestig dit in 'n verbond. En hoop vir die met 'n bekommerde hart. Almal wat op die aarde woon sal neerval en hom, Yeshua, vereer, dit wil sê aanbid. Hom prys en seën en let wel feesvier met sang voor die aangesig van die Elohei van die geeste. Daarom is hy verkies en verborge voor hom van voor die skepping van die wêreld af, vir altyd. Sien julle, soos die volk opgetrek het om te aanbid in Jerusalem op die feeste, word daar fees gevier vir Yeshua. En let wel, hy Yeshua was verborge van voor die skepping van die wêreld af en vir altyd. Ja, steeds vandag is Yeshua vir ons verborge. Mense in die waarheid, hulle hou feeste en hulle besef nie, hulle aanbid Yeshua op hierdie feeste nie. Want elke fees gaan oor Yeshua. Die seënaanbidding wat verborge is vir hulle, sonder dat hulle dit eens besef. Maar nee, die seënaanbidding is heiden, sê hulle. Die wat Yeshua se goddelikheid sien, word deur die gees van die wysheid gelei en Yeshua wat verborge was, deur die gees aan ons ook geopenbaar en deur hom Yeshua word die apartes gered. Dit is nie ek wat dit sê nie, maar Enoch 48 vers 7, soos jy dit hier sien. En so sal die goddelose wat Yeshua se goddelikheid verag en verwerp, so strooi in die vuur verbrand en verteer word. En daar sal nooit weer 'n teken van hulle te vind wees nie, want hulle het die Elohei van die geeste en let wel, sy gesalte, sy koning, Yeshua, misken. As jy die seun nie eer nie, eer jy nie die Vader nie. As jy die seun misken,
dan misken jy die Vader ook. Misken, wat beteken dit? Beteken om iemand se aanspraak, status, gesag of waarheid nie te herken nie, om dit te verwerp of te ontken. Dis ontken jy Yeshua se status en sy gesag. En dis 'n buitebybelse boek wat hierdie uitbeeld. Dan sien ons ook in Enoch 52 hoe die gesalfde Yeshua sterk en magtig op die aarde sal wees. Hierdie berge, hierdie koninkryke, hierdie militêre en geldmagte sal deur Yeshua verbreek word en hulle sal soos was voor die vuur, soos die water wat van bo af op hulle neerstort en voor Yeshua se voete sal hulle kragteloos word. Dit wil sê, dit sal 'n vreeslike dag wees wanneer Yeshua kom en soos ons hier vuur gesien het, sê Yeshua, hy kom met vuur en wens dat hy dit al aangesteek het in Lukas 12 vers 49. En as ons 'n paar leidrade in gedagte neem soos in hy kom met vuur en Yeshua die koning van die verbond in berekening bring, dan sal ons Yeshua ook sien in Maleagi 3. Dit wil sê die engel van die verbond. Engel beteken ook koning, maar wie kan die dag van sy koms verdra? Want hy Yeshua sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. En hy sal soos in Enoch 52 vers 6 die berge louter van goud en silwer. Dit wil sê presies in lyn met Enoch en Yeshua se woorde. Maar ons besef dit nie, want Yeshua is verborge vir ons. Ons sien hom nie in die wet en die profete nie, want die gees van die wysheid het dit nie aan ons geopenbaar nie. Jesaja 29 hier bevestig Maleagi 3 ook, en let wel, sê hier, Jahwe sal jou in genade besoek, met donder ensovoorts. En let wel, die vlam van 'n verterende vuur. Weereens Yeshua se karaktereienskappe, genadig en hy kom met vuur, soos die engel van die verbond, maar Jesaja noem hom hier Jahwe. En dan weereens sien ons, praat Jesaja van Jahwe, wat let wel met vuur kom. En hy bring die strafgerig, dit wil sê hy bring die oordeel. En ons weet die oordeel is aan Yeshua gegee. En baie belangrik word hulle deur die vuur verteer en sy swaard. En hier wys Openbaring 19 vers 21 ons dat dit Yeshua is wat daardie oordeel bring. Ongelooflik. Nou kom ons kyk ook wat sê Salomo oor die seun in Spreuke 30. Salomo vra hierso 5 vrae. Ken jy die skrif om Salomo hier te kan antwoord? Nou eerste vraag is, wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Nou Yeshua antwoord hierdie vraag en hy sê, net hy, Yeshua, die seun van die mens het opgevaar en neergedaal, Johannes 3 vers 13. Die tweede vraag, wie het die wind in sy vuiste versamel? Nou hier in Markus 4 beveel Yeshua die wind en die see om stil te word. Hy beheer dit want alles is in sy hande geplaas. Nou let mooi op, Yeshua bid nie dat die Vader die storm moet stilmaak nie. Hy bestraf self die wind en beveel die see. En die disippels se reaksie is baie belangrik hier in Markus 4 vers 41. Hulle sê, wie is tog hy dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Die vraag is dus nie net wie het die wind geskep nie, maar wie het die soewereine gesag oor die wind en die waters? En dit is Yeshua. Vraag nommer 3. Wie het die waters in 'n kleed saamgebind? Nou as ons nie ondersoek gaan instel in die buitebybelse boeke nie, gaan ons nie hierdie antwoord kan kry nie. Nou as ons nou kyk na die boek van Thomas, Yeshua, hy was 6 jaar oud gewees en toe moes hy water gaan haal het vir sy moeder en hy het die 2 waterkruike teen mekaar gestamp en dit het gebreek. Maar Yeshua het sy kleed gevat en die waters in sy kleed saamgebind en hulle die water geskep met sy kleed en dit so na sy moeder gevat. En die waters het nie uit die kleed gefiltreer of gemors nie. Dis weer eens is die antwoord Yeshua. Ek gee skrif hiervoor, ek suig nie hierdie goed uit my duim uit nie. Die 4de vraag, wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Nou kyk wat sê die Nuwe Testament. Johannes 1 vers 3, alles het deur die Seun ontstaan. Kolossense 1 vers 16, alle dinge is deur Yeshua geskape. Hebreërs 1 vers 2, deur die Seun het Elohim die wêreld gemaak. Nou Hebreërs 1 vers 10, pas hierdie skepingstaal op Yeshua toe. En u, meester, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van die hande. Dis is die antwoord weer eens Yeshua. En dan die ander vraag, het ons eintlik reeds die antwoord, naamlik, hoe is sy naam en hoe is die naam van sy seun as jy dit weet? Ken jy die naam van die een wat na die hemel toe opgeklim en neergedaal het? Die een wat die wind in sy vuiste versamel? Die een wat die waters in 'n kleed saamgebind het? Die een wat al die eindes van die aarde vasgestel het? Hoe is die naam van sy seun? Die seun wat al hierdie dinge kan doen is groot en magtig, aanbiddingswaardig en sy naam is Yeshua. Weet jy dit?
Yeshua sê in Johannes 17 vers 5 dat hy deur die Vader verheerlik was en hy het hierdie heerlikheid gehad by die Vader voordat die wêreld was. Bevestig die Ou Testament sy woorde? So kom ons kyk bietjie na Spreuke 8. Spreuke 8 vers 22. Die Here, dit wil sê die Vader, het my berei as eersteling van sy weg voor sy werke van ouds af. Nou Hebreërs 1 vers 2 bevestig die vers naamlik wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Dit wil sê hy was nog voor die wêreld gemaak was hy daar. Spreuke 8 vers 23. Van ewigheid af is ek geformeer van die begin af, van die voortyd van die aarde af. Yeshua het dit ons bevestig hier in Johannes 17 vers 5. Toe daar geen wêreldvloede was nie, is ek gebore. Toe fonteine swaar van water nog nie daar was nie, voor die berge ingesink het, voor die heuwels is ek gebore. Dit wil sê voor Dawid, voor Abraham en Josef het Yeshua ontstaan. Dan kom die belaglike redenasies van hierdie valse profete wat sê Yeshua is 'n menslike kind van Josef en het daar sy ontstaan gehad. Daardie sieninge soos Johannes 4 sê die gees van die anti-kris. Nou verder hier in Spreuke 8 vers 30 sien ons was hierdie kind wat voor die Vader gespeel het 'n kunstenaar naas die Vader. Dit wil sê hy kon ook geskep het. En let wel vers 31 en my verlustiging was met die mense kinders. Dit wil sê ons is sy volk, ons is in verbond met hom en hy is lief vir sy volk. Nou vers 34. Gelukkig is die mens wat na my luister. Matteus 7 vers 24. Elkeen wat na Yeshua se woorde luister is verstandig, om dag vir dag te waak aan my deure, by die syposte van my poorte, die wag te hou. Openbaring 3 vers 20 sê Yeshua, hy klop aan ons deure en hy wil saam met ons eet. Dit wil sê hy wag by ons hartse deur en by ons hartse deur se syposte. Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry 'n welbehaag van die Vader. Nou Yeshua sê ook in Johannes 16 vers 23 dat alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy aan julle gee. Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe. Almal wat my haat, het die dood lief. As jy nie in Yeshua glo nie, benadeel jy jou eie lewe. Dis reeds ook in die Ou Testament sien ons die Vader en Seun figuur en dit stem ooreen met Yeshua se woorde en as ons Yeshua vind soos vers 35 dan kry ons 'n welbehaag van die Vader en dit is 100% in lyn met Yeshua se eie woorde in Johannes 6 vers 40 wat hy sê elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo die ewige lewe mag hê en ek sal hom opwek in die laaste dag. Kan u nou sien dat seënaanbidding of verheffing van die seun al van die begin af sou ontstaan gehad het? Dus deur die Christene maak Jahwe nou sy volk Juda jaloers, want hierdie heidene, dit wil sê die verlore stamme van die huis van Israel, nie die ander heidene van ander volke en nasies nie, maar die verlore stamme van die huis van Israel is met die apart gestelde gees vervul. En die gees wys hulle wie hulle koning is of wie hulle gehoop het, om hulle los te koop uit die mag van die doderyk. En dit is hoekom dat Jahwe sê, hy is 'n groot koning onder hierdie heidene, want hulle sê, Jesus is Lord. Dit wil sê, Yeshua is Jahwe, want hulle snap dit, want die Gees het dit aan hulle bekend gemaak. Dus as ons Yeshua vind, dit wil sê in sy goddelike status as seun van die Vader glo, dan kry ons 'n welbehaag van die Vader en ons kry die ewige lewe. Want met Elohim kan ons siel loskoop uit die mag van die doderyk. Geen mens nie. Halleluja. Maar as jy hom mis, dan benadeel jy jou eie lewe. Maar ons sal in deel 5 kyk hoe hulle lewe sal benadeel, want met Yeshua se gelykenis in Matteus 21 vanaf vers 41 sê die owerpriesters en die fariseërs self en sê dat hierdie eienaar van hierdie wingerd die mense 'n slegte dood sal laat sterf vir die wat Yeshua verag, verwerp en gedood het. Bly asseblief ingeskakel vir deel 5 en ek gaan u in diepte uitwys van hoe belangrik is dit om 'n hoëpriester in ons midde te hê vandag. Volg asseblief Postbox Ministries om sodoende notifikasies te kry van die nuwe video's. Mag u 'n geseënde dag hê. Shalom.